Hey, hoe lyk dit? Ja, baie goed, dankie Andrei. Baie geluk met 'n wonderlike dag en dankie vir die boere wat tyd uit hulle dag uitgevat het om hierso te wees. Ons waardeer dit regtig baie. En dankie vir Ekke ook wat die trekkers vir ons beskikbaar gestel het. Ons waardeer dit. Sê gou vir my, vertel my 'n bietjie meer van JWL. Wens julle, wat doen julle? Andrei, soos jy weet, is ons maar al baie jare op Ermelo. So dit was waar Werner en sy span altyd was. Agterna het JWL op Standerton gekom waar ek gestasioneer is. En dan is ons baie trots om te sê ons het nou onlangs 'n winkel in Ermelo ook oopgemaak waar ons dan ook is. So ons het baie wye reeks implemente en trekkers wat ons deur JWL versprei. Groot deel wat ons self invoer en dan ook van ander handelaars. Ek neem aan as jy sê Ermelo, praat jy van Middelburg, nee? Ermelo Noord. Okay, so, hierso, links van ons het ons die Vent 1050. Vertel my 'n bietjie meer, hierdie is nou die eyster in julle stal, nee? Andrei, in hierdie reeks, die 10 reeks is dit dan die grootste ene, wat die 1050 wat vir jou 517 perde krag is, 'n 380 kW trekker met 'n MAN engine en die alombekende Vario transmissie wat hy in het. Nou okay, as ons nou mos 'n dik engine het, nee, dan moet die ding kan asemhaal. Verduidelik my gou 'n bietjie hoe werk hierdie storie, want jy het een of ander belaglike ding met 'n fan hier voor, nee? Andrei, ja, as hulle hierso kyk, die fan sit voor op die radiator, so 'n konvensionele trekker se fans is gewoonlik agter, so die fan blaas deur die radiator, hy suig nie deur nie. So jy kry baie meer lug deur die radiator geforseer om beter verkoeling te kry. Dan ook kan die fan reverse en dan terugsuig wat hy dan jou verkoeling weer skoon blaas en skoon suig om die stof weg te kry. Maar dan ook by sy inneemsisteem in die lugfilter het hy 'n lugsisteem wat dan op 'n sekere druk aan die binnekant van die airfilters deurlaat en selfs die lugfilter van binne af skoon blaas terwyl jy werk. Okay, as jy van daai kant af bietjie agter toe beweeg, want julle het nou, ek weet nie of julle gevoel het julle was bietjie agter in die game nie. Toe julle nou die hele cab gaan upgrade na 'n Vent 1 cab, nou verduidelik my gou, wat is die beginsel agter Vent 1? Hoe loop die besigheid? Ja, hoe werk hy? Andrei, die Vent 1 kajuit is eintlik voluit gerig aan die boer en gemaklikheid van werk. So wat die Vent 1 kajuit is, soos hulle kan sien die skerms as hulle bo kyk, daar's 'n skerm geïntegreer in die dak, die skerm voor waar soos wat ons almal met GPS skerms en trekkerbeheerstelsels ken en voor op die dash. So jy kan inligting tussen die skerms ruil en skuif soos wat jy wil hê om die trekker aan te pas by jou. So die Vent 1 ook as hulle binne in die kajuit sien later, kyk gerus, daar's 'n klomp wit knoppies wat jy dan kan vir jouself opstel soos wat jy dit wil hê. As jy nie gelukkig is met waar die autopilot knoppie is nie, kan jy hom skuif na 'n ander plek toe wat vir jou beter pas. So ever ek hom wil hê gemaklik, maar dan moet jy vir die volgende ou net kripnotes maak, daar wat in die trekker inklim, dat hy weet wat was, nee. Andrei, wat lekker is van dit, jy kan die drywer se name opstel en jy kan jou profiel save en stoor op die trekker. So as jy inklim, kies jy jou naam en alles is soos wat jy gewerk. Soos hy fancy BMW's waar jy druk net die een knoppie en dan ja, en dan mamma jou ding ingeprogram en dan sit jy op die stuurwiel, nee. Dit is amper so jy is. Okay, maar dan die ding wat actually die Vent spesiaal maak, julle kan dit nou nie sien nie. Maar hy is hier iewers ter weggesteek. Jou Vario transmissie, nou ek dink, dis een van daai goed, hoe hierdie trekkers hulle krag op die grond neerkry, 200 jaar terug sou jy brand gesteek gewees het vir golery, maar verduidelik my meer, hoe werk daai hele storie, hoe kry julle daai klomp krag op so, noem dit 'n klein trekker, dat hy amper met knakkers kan meeding? Andrei, ja, die trekker het dan die Vario transmissie, so dit beteken hy het geen ratte en geen definitiewe rad nie. So wat dit vir ons beteken, so jy kan enige grondspoed teen enige engine RPM werk. So dit is waar die trekker se engine en radkas gemaak is om met mekaar te werk. Julle sal hoor as hulle die trekker aansluit, hy leier op 620 RPM. Julle sal nou sien as hy werk, is dit omtrent as hy swaar werk 1500 engine RPM. So dit maak dat die radkas moet kan verander om jou grondspoed te verander. So die radkas is teen volle aanpasbaar by die engine en waar jy hom wil hê. Wat 'n groot voordeel jy daaruit kry, jy's altyd een rad is 'n bietjie te vinnig, een rad is 'n bietjie te stadig. So jy kan optimale engine krag
op daai spesifieke revolusies wat jy wil hê gebruik en dan kan jy jou radkas die grondspoed aanpas by jou engine RPM. Dan die volgende deel wat baie belangrik is, wat anderster is op die trekker. Die trekker is all-wheel drive. So hy is permanent in 4-wieldryf. Ja, So wat gebeur is, as jy in die land werk en hy voel sy voorwiele grou meer, sal hy van die krag wegvat voor en agter toeskuif en vice versa. So dit is hoe hy dan sy kas of sy krag effektief op die grond neersit. uitstekend. Nou, verduidelik my gou olievloei, daai tipe van dinge en het hy nie ook iets spesiaal aan die oliekant waar die Duitsers nou weer op uitdink het die son nie. Ja, André, wat lekker is van die trekker, sy oliesysteem is 'n geslote systeem. So die radkas en die hidroliese olie wat jy tot beskikking het, is glad nie, dis albei geslote sisteme. So as daar iets gebeur en jou implement kontamineer jou trekker se olievloei of se olie, het die radkas glad nie in gedrang nie. Dis 'n aparte reservoir wat jy kan draai skoonmaak en hy het dan filters, so dis heeltemal geïsoleer. Die trekker het dan ook 400 liter olie op sy remotes tot jou beskikking. Wat ook anderster is as ander trekkers, jy kan die olievloei in liters stel wat jy nodig het op die remote. So jy stel nie net 'n persentasie wat jy nodig het nie, jy kan fisies vir hom gaan sê, jy het hierdie olievloei nodig, so jy kan sien hoeveel liter olie jy op daai spesifieke remote uitstuur.